Louis, vandag se vraag voel amper 'n bietjie heel baie persoonlik, maar menopause, né, of menopouse by vroue, hoe affekteer dit iemand se gemoed? Want moet dit inbring. Ons praat baie oor midlewe krisis wat mans ervaar, sekretaresses, karre, al daai, maar dit kom op dieselfde neer. Dit is nou maar net die vroulike weergawe, is die gemoed. Goed, vertel meer asseblief. Ja, en weet jy, Elise, mens moet onmiddellik ook net onthou, ek is nie 'n spesialis op hierdie gebied nie. Hierdie is die spesialis ook op die gebied van psigiaters as ook mense wat werk met hormonologie. En ek is nie 'n vrou nie. En daar is 'n impak van menopouse wat ek nie sal verstaan nie as 'n man. En mens moet dit baie goed verstaan. So vir die doeleindes van die program is dit ook maar net om inligting te gee, nê. En die vraag hier is, hoe affekteer menopouse gemoed? Mag ons net eers praat oor wat is menopouse? Vroulike menopouse. Daar's baie misverstande hieroor, né? En hierdie menopouse is 'n fase in die lewe, dis 'n lewensfase waar vroue se liggame geleidelik begin ophou om eierselle te vervaardig. En dit gebeur omtrent so gewoonlik tussen 45 en 55, maar dit kan ook baie vroeër begin. En dit is dan ook waar maandstonde dan natuurlik tot 'n einde kom. Nou, die oorgangsfase, en dit kan lank neem, word gewoonlik as 'n perimenopause fase beskryf. En in hierdie perimenopause, sowel as in menopause, voor en tydens, is daar geweldige hormonale fluktuasie in die vroulike liggaam. Geweldig. So die liggaam begin dan onmiddellik baie minder estrogen en progesteroon vervaardig. En hierdie hormone speel 'n geweldige belangrike rol in die regulering van gemoed, van slaap, van emosionele stabiliteit, met ander woorde dat jy nie te hoog en te laag voel nie, en 'n stresstoleransie. So wat is dan algemeen as gevolg van hierdie verskriklike hormonale veranderinge? Is gemoedsveranderinge. Baie meer intens as gewoonlik. Dis moeiliker om te beheer. As jy afvoel, is dit moeiliker vir jou om dit te beheer. Dit verander ook vinniger. Dis meer intens. So dan kan gewone lewensstres as oorweldigend ervaar word, né? Die geïrriteerdheid en die kort lontheid wat menopouse saambring, baie vroue sal dit rapporteer, dat onthou die laer estrogen maak dat jy nie so lekker kan buffer nie, en dit maak mens minder geduldig en meer gefrustreerd. Natuurlik die gemoed wat val, baie meer tranerig, jy weet, mense is ook nou nie meer so lus en gemotiveerd vir dinge nie, is ook nou moeg daarvan dat die gemoed die hele tyd so laag is gedurende hierdie fase, meeste vroue. So dit is nie dat jy noodwendig klinies depressief is nie, maar menopouse kan sneller dat jy kan depressief raak. En natuurlik die ander kant van die depressie, die angstigheid, daai gevoel van jy's op die rand, man. Dinge is nie lekker nie, jy sien weer agter jou gedagtes hardloop. Jy voel so hoog gesnaar. En natuurlik die beroemde slaapprobleme, nie. Die beroemde slaapprobleme. En slaap en gemoed hardloop hand aan hand. As jy nie slaap nie, en dis wat gebeur in menopouse, hy maak jou wakker, hy hou jou uit die slaap, die hormonale wat op en afspring. Dit maak jou weerstand baie minder, jou emosionele weerstand. Jy raak meer geïrriteerd, jy is meer angstig, jy is meer laag. Nou, sommige vroue sukkel nog baie meer as ander vroue. En baie keer is dit hoë lewensstres, jy moet nog werk, jy moet nog die kinders hier hanteer, dis nog trauma van vorige lewensgebeure. Jou huwelik is waarskynlik, of jou verhouding is onder druk, want almal knor vir mekaar. En daar word vir jou gesê dat jy het verander, of jy is so, of jy is dat, en sis. Dis nie 'n grap nie, en Lise, hierdie is nie 'n toestand of 'n gedagte of 'n verbeelding nie, dit is 'n waarneembare chemiese proses, dit is ook nie depressie nie. Ek net hierso my
2 sent ingooi en dit is maar net dat omdat ek as 'n vrou in menopause kan ek net een ding sê wat die belangrikste wat jy hier sê is die fluktuering. Mm. Nou die rede hoekom dit die belangrikste is omdat ons verbeel ons wanneer ons jonger is dat wat ek gaan ervaar is iets wat konstant is. Dis depressie. Ja. Konstant is depressie, konstant is angstigheid, konstant is iets is 'n diagnose, 'n sielkundige diagnose. Waar menopouse is 'n daai fluktuering is eendag voel jy 100%, ander dag lag jy vir alles. Oor 'n uur huil jy jou mors dood vir 'n katjie wat 'n prentjie. Dan is Mm. dit gaan letterlik en jy gaan dink jy is besig om jou trollie te verloor. Letterlik. Jy dink iets is nou so verkeerd hier, maar jy raak net dikker, letterlik, en jy raak net meer nie, jy het geen toleransie vir die wêreld om. Jy is so moordagtig kwaad die hele tyd, maar dan môre is jy weer glad. Om nie te En praat dit van die is nagswete en die ag, gloede en nee, die kyk, fisiese ongemak nie. dit daai is 'n deel wat jy verstaan. Dan verstaan o, dis seker nou maar die later jare, die wat sê die ouer mense gesê. Dis seker nou maar deel, maar dit is waarop ons fokus, waar die fluktuering van emosies oor 'n lang tydperk is gewoonlik wat ek dink vroue regtig mis en baie spesialiste ook mis. Ons as vroue gaan hier op 35 gaan ons ewe skielik na psigiaters en sê maar nou werk my antidepressante nou glad nie meer nie of my angspille werk nie meer nie of jy weet ek raak nou net erger en erger. En dan gaan jou bloedtoetse sê jy's nog nie in menopause nie, maar jy's nou in perimenopause. Nou gee hulle nou maar net vir jou meer medikasie. Dis 'n baie belangrike ding hierdie. Ja, en geweldig baie. Kan jy mos nou dink hoeveel vroue, net die nommers, hoeveel vroue terwyl ons hier praat, sukkel met hierdie simptome. En baie vroue is skaam hieroor. Sien dit as 'n persoonlike tekortkoming. Want onthou in die verhoudings ons mense sien ook dan net snitte van jou. En gee vir dan hoor jy die terugvoer, ag sy is net geïrriteerd of sy ooreageer. Ag maar sy's net moeilik man. Jy weet, want baie keer kom dit so oor as jy nie in konteks sien nie, want jy is dalk baie vieser by die kasregister is wat jy moes gewees het en dan kom jy soos 'n ou draak oor. Maar hierdie ding veroorsaak baie moeilikheid en baie moeilikheid in verhoudings, nê? As vrou voel jy voel klaar oorweldig. Dan kom daar wat jy waarneem as kritiek en jy voel misverstaan en ongewaardeerd en geonondersteun. Die emosionele intensiteit word meer. En daar begin die konflik nou weer en begin die patroon weer van voor af. Baie mense sit vas en as verhoudings nie stabiel was voor menopouse nie. Dit is soos om deur 'n bouery te gaan as 'n egpaar of as lewensmaats. As die verhouding nie stabiel genoeg is nie, doen dit maar skade baie keer. En soos ek sê, dit is die daar's baie mans wat hulle oë rol as mens hierdie sommer so net sê in 'n gesprek. As jy sit met 'n waaiertjie want jy sit in sweet soos 'n perd, dan is daar baie mans hulle oë rol en ek voel jy gaan ook daardeur. Jy gaan dan maar net deur dit op jou manier. Jou testosteroon goed verander, mans verander op 'n ander manier. Ons almal gaan deur 'n hormonale ouer word fase en van ons hanteer dit aansienlik beter en van ons hanteer dit aansienlik slegger. En ek dink dis maar net iets wat ons kan 'n bietjie meer eerlik wees oor. Want en dit is wat ons nou eintlik hier probeer sê, jou gemoed gaan nie almal nie, dit ons nie byvoeg, nie almal gaan dit geaffekteer word. Maar jou gemoed kan baie hard geaffekteer word deur jou hormone. En word vir groot persentasie van mense baie hard geaffekteer deur hormone. Baie. Dis nie 'n proses wat geïgnoreer kan word nie, nê. En gelukkig om die velde van mediese spesialisasie gaan vooruit, endokrinologie, hormonale behandelings het groot sukses met en tydens menopause, nê. Dis nie al wat mens kan doen nie. Natuurlik, leefstyl is so 'n belangrike komponent. As mens nou gaan hoe kan arme jy wat daardeur gaan? Wat kan jy doen om die simptome te bestuur? En weer eens is maklik om te praat en hormonale behandeling is een van die opsies baie keer deur mediese spesialis. Kafeïn, alkohol speel 'n groot rol, jong.
Veral in slaap. En slaap is een van die kernprobleme van menopouse. En natuurlik, ons almal weet hoe jy eet en dat jy daarom aan die beweeg moet bly ensovoorts ensovoorts. Maar Lise, dit is 'n natuurlike progressie van biologie wat vroue nie sommer ontsnap nie. Baie doen, maar meeste nie. En dit is uiters moeilik. En daar is 'n deel daarvan, ek dink dit is soos geboorteskenk wat mans nie sal verstaan nie. Kan 'n mens nog steeds 'n sielkundige gaan sien, selfs al gaan jy weer, omdat dit jou gemoed so affekteer? Is dit iets wat jy, of is dit maar net pille drink of na jou ginekoloog te gaan of na jou dokter? Of is dit iets wat mens ook 'n sielkundige oor kan kom aanklop? Natuurlik ja, maar mens moet ook net onthou, baie keer as mens die sinsnede gebruik, moet jy maar dalk moet jy 'n sielkundige ook gaan sien. Nou dan kom die idee by mense op, wag, hier gaan ek met my simptome van menopouse en daarom kan ek met iemand praat. Dis om bietjie te praat. Dis nie hoekom mense sielkundige sien nie. Partykeer, maar meestal nie. Mense sien 'n sielkundige om jou te assisteer, te help, te fasiliteer om meer effektief te dink, te voel en op te tree. En natuurlik is dit mos dan nou aangedui dat jy sukkel met jou emosies, jy sukkel met jou denke en daar is baie die oorsaak is mos nou biochemies. Maar wat is die behandeling? Dit lê op in 'n ideale wêreld. As jy deur menopouse gaan, in 'n ideale wêreld het jy onbeperkte tyd en geld, nê. Nee. Dan neem jy af en jy werk nie. Jy span in 'n psigiater, 'n endokrinoloog, 'n mediese spesialis, 'n biokineticus, 'n dieetkundige, 'n sielkundige, alles uit verskillende perspektiewe uit wat jou op verskillende maniere help om die simptome te bestuur. Dit is dan die hoogste lewenskwaliteit wat jy volgens ons vermoë met die middels tot ons beskikking kan doen. So, as jy kan, en baie keer moet jy vir jouself sê, wat is my prioriteit? Is my prioriteit om hierdie maand weer vir die 7de keer te gaan uit eet? Of moet ek liewers bietjie geld staan aan die sielkundige of die biokineticus of dalk die praktisyn wat my kan hormonale tellings neem. Die punt is jy moet iets doen en hoe meer jy doen, hoe beter. Mense, ongelukkige tyd is ingehaal, maar indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hier by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daar. En deel asseblief die gesprek. Ek dink baie vroue gaan die deur. Alle vroue gaan ergens die deur gaan, so dit is 'n belangrike gesprek. En dan die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.